Ons maak hierdie week klaar met die 5-week preekreeks oor die vraag wat God vir my en vir jou vra. Vandag se vraag is 'n persoonlike een. Dis een wat ons baie moeilik antwoord. Hierdie vraagie is: wie is jou naaste? Nou ons kry hierdie vraag in Lukas 10 in die baie bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan. Maar voordat ons hierdie verhaal saam lees, 2 vrae. Stel jou voor in die antieke wêreld is jy en jou gesin besig om 'n lewe te maak deur vis te vang. Jy vang elke dag vis en dan vat jy hierdie vis na die mark toe. Dan verkoop jy die vis en dan gaan jy belasting betaal op dit wat jy ingesamel het, hierdie vangs van jou. En dan as jy so by die tollenaar kom wat jou belasting wil hê, dan gaan staan jy voor hom en jy het vandag nie genoeg vis gevang om jou belasting te betaal nie. En wat doen Saggeus, die tollenaar? Hy slaan jou met die agterkant van sy hand. Hy verneder jou net daar en dan voor almal, sodat almal kan sien jy het nie vandag genoeg geld om jou belasting te betaal. Wat maak jy? Of dis 'n Sondagmiddag en jy en jou gesin sit daar langs die see van Galilea en julle het sommer net 'n lekker tyd. Julle het 'n piknikmandjie met brood en lekker water, 'n klomp vruggies en julle geniet die Sondagmiddag soos dit bedoel is om geniet te word. En dan terwyl julle nog so lekker in die son sit en kuier, stap daar 'n Romeinse soldaat verby. En hy sê vir jou: "Jy daar, kom hier." Dan haal hy sy reistas en alles by hom af en hy sê: "Hierso, dra dit vir my." Wat doen jy? Want jy het nou net geluister na hoe Jesus op 'n bergie sit en vir mense sê presies hoe die koninkryk van hom lyk. Jy het geluister oor hoe jy moet anders wees in 'n wêreld wat anders is. Wat beteken hierdie goed vir jou? Wat beteken dit as jy daar langs die see sit? Of as jy daar voor almal verneder word omdat jy nie kan betaal wat betaal moet word nie? Wat is die implikasie van dit wat Jesus op die tafel sit oor hierdie nuwe koninkryk waarvan ons deel is? Want baie dikwels dink ek is ons as gelowiges geneig om soos vloermaatjies te wees. Daardie welkommat by jou voordeur waarop mense trap voordat hulle instap. Baie keer hoor ek en het ek al gedink dat dit is wat God van my vra. Draai die ander wang, wees die beter mens. Hê jou naastes lief soos jouself. Laat mense oor jou loop, wees die minste, want wie die laaste is sal eerste wees. Ek dink dis 'n wanpersepsie van wat dit beteken om in God se koninkryk diensbaar te wees. En ek wil hê ons moet vandag 'n bietjie daaroor gesels. Want wat Jesus doen, is hy sê, wanneer jy daar voor die tollenaar staan en Saggeus slaan jou so met 'n backhand, wat doen jy? Jy sê vir hom: "Saggeus, ek kan sien jy het vandag 'n aaklige dag. Wil jy my nie hierdie kant ook slaan? Dalk voel jy beter." Of as hierdie Romeinse soldaat jou familietyd kom steel deur vir jou sy rugsak daar op jou skoot te kom gooi en sê: "Dra hierdie vir my." Jy vir hom sê: "Meneer, ek sien jy het vandag 'n wille dag. Kan ek dit vir jou huis toe dra?" Dit is totaal anders as om oorgeloop te word, vertrap te word, maar net die minste te wees. Jesus het 'n alternatief op die tafel. Nie om deurmaatjies te wees waar mense kan loop nie, maar om 'n alternatief daar te stel. Om konflik om te draai en mense te verras met jou diensbaarheid. En wat beteken dit? Want ek en jy moet vir onsself vra in 2025, hoe leef ons in hierdie wêreld? Want God vra, ons moet leef met liefde, maar hierdie liefde wat Jesus gebruik in die bergpredikasie spesifiek, is die woordjie agape. En agape beteken totaal ander goed as die normale goed wat ons oor die liefde te sê het. Nou ons weet daar's 'n klomp verskillende soorte liefde in die Grieks. Agape beteken om te dien, om te doen. Dis 'n doen woordjie, 'n werkwoord. Nou kom ons kyk vandag, wat is dit wat God van ons vra as ons ook sy koninkryk en ons rol in sy koninkryk reg verstaan? Nou, op 'n stadium kom 'n man na Jesus toe, 'n baie slim geleerde man. En hy sê vir Jesus: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry?" Nou dis 'n belangrike vraag. Hoopelik het jy ook al hierdie vraag gevra. Wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan kry? En Jesus se antwoord is 'n moetswillige een, want hy vra vir hierdie slim man: "Wat sê die wet?"
Wat sê die eerste 5 boeke van die Bybel vir jou moet jy doen om in die hemel te kom? Dis 'n vraag wat mense oral sou kry en ek wil vir jou 'n gedeelte lees in Matteus 5, want Jesus praat in Matteus 5 oor die wet. Oor hoe hy oor die wet dink, oor hoe hy die wet verstaan en maar ook wat Jesus self met die wet doen. So ek lees vir jou Matteus 5 vers 17, die vervulling van die wet. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat die een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Vers 19. Wie dan ook een van die geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam, en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan. Dan sê hy in vers 43 vir hulle, julle het gehoor, dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat. Ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader wat in die hemel is. Nou hoor mooi wat sê Jesus. Hy sê nie vir hulle, julle weet daar staan geskryf, jy moet jou vyande haat nie. Dis nie wat hy sê nie, want daar staan nêrens, jy moet jou vyande haat nie. Maar mense het nou al deur die jare so die wet hergeïnterpreteer, dat dit is wat hulle die wet laat sê. Daarom sê Jesus vir hulle, julle het gehoor. Mense sê, jy moet jou vyande haat en jy moet jou naaste lief hê. Want hulle maak 'n klomp afleidings uit die wet uit, oor wat die wet sê ons moet doen, uit wat die wet sê ek en jy moet leef, hoe ons lewens moet inrig. So wat Jesus hier sê is nie 'n aanhaling uit die skrif uit nie, dit is 'n aanhaling uit dit wat die mense hier rondom hom van die wet en van God en van die koninkryk sê. Maar kom ons lees vir 'n oomblik hierdie aanhaling van Jesus en dit kry ons in Levitikus 19. Ek lees vir jou een versie, Levitikus 19 vers 18. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En dan kan mens 'n klomp afleidings maak, want hierdie teks in Levitikus 19 sê 'n klomp goed oor wie jou naaste is, en uit hierdie teks uit kan ons aflei, dis die Israeliete. Dit praat van die volk en jou bondsgenote ensovoorts. So uit Levitikus 19 is die vraag maklik om te antwoord. Dis die mense wat soos jy is, lyk, klink en doen. Dis die Israeliete. Dis wat Levitikus 19 vir ons sê. Maar nou is hierdie man by Jesus moedwillig. Hoekom? Want hy is 'n prokureur. So hy vra vir Jesus, nou wie is my naaste? En dis dalk 'n vraag wat ek en jy meer gereeld moet vra, want dit beïnvloed hoe ek en jy in die wêreld besig is. Dis nie veronderstel nie, maar dit doen. Want ons is mense wat wil weet, waar lê die grense? Oor wie mag ek 'n bietjie minder skuldig voel? So imagine, is Saggeus wat jou nou net hier voor almal met die agterkant van jou hand geslaan het, is hy jou naaste? Is die Romeinse offisier wat hier by die see van Galilea nou net die vrede kom versteur het, jou Sondagmiddag uitstappies saam met jou gesin kom stop het, is hy jou naaste? Is daai een wat agter die til sit by Checkers se til, is hy jou naaste? Die een by binnelandse sake wat nie as jou groet nie, maar 'n kougom kou en vir jou sê, wat wil jy hê? Is dit jou naaste? Is jou baas wat jou inroep en jou uittrap oor iets wat jy nie eers gedoen het nie, is dit jou naaste? Of is jou naaste almal wat is soos jy, lyk soos jy, praat soos jy, dink soos jy en doen soos jy? Want dis wat hierdie prokureur vir Jesus wil vra. En Jesus gebruik juis hierdie gedeelte, want 'n prokureur sou 'n klomp implikasies gehad het. Dis 'n skrifkenner. 'n Prokureur se werk was om die skrif te ken en dit uit te redeneer tussen mense. Om soos Moses daar na die Egipte bevryding in 'n tent sit en al Israel se mense na hom toe kom met hulle probleme. En hy dit uit die skrif uit die wet uit vir hulle oplos.
Dit was 'n prokureur se werk. Dis iemand wat die wet baie goed ken. Dis ook iemand wat reeds 'n antwoord het. Want jy kan jou nou indink, as jou werk is om goed uit te redeneer, dan moet jy goed vir jouself uitredeneer. So as Jesus vir hom sê, wat sê die wet, dan weet die prokureur presies wat hy vir Jesus moet antwoord. Hy wonder nie wat 'n goeie antwoord sal wees nie. Maar die tweede ding is, hierdie prokureur het waarskynlik 'n agenda gehad. Hy vra nie hierdie vraag omdat hy regtig nuuskierig is, omdat hy die ewige lewe wil beerf nie. Hy vra hierdie vraag omdat hy moedswillig is, want ewige lewe in die antieke wêreld het nie beteken om eendag in die hemel te kom as jy sou sterf nie. Mense het nie noodwendig so gedink oor die lewe na die dood nie. Die ewige lewe, soos wat Prediker, Spreuke en Job vir ons probeer uitlig, is hoe om 'n volle lewe te hê, hoe om nou in God se teenwoordigheid besig te wees. Nou mense sou waarskynlik gereageer het, ja, ons ken die Torah en ons kan die hele dag hierdie wetboek bespreek en saamstem dat om jou naaste lief te hê, is die weg na die ewige lewe toe. Dit sou waarskynlik die prokureur se antwoord gewees het. Maar Jesus, ek en jy albei weet, dat ek en jy nie saamstem oor wie presies die naaste is wat ek moet lief hê. So kom ons spring dan nou na die teks toe in Lukas 10. Want in Lukas 10 speel hier 'n verhaal af wat ons harte moet raak, want Jesus is ook moedswillig in sy antwoord, net soos wat hierdie prokureur moedswillig is in sy vraag. Dan sê Jesus vir hom in Lukas 10 die volgende. Want hierdie man wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra, en wie is my naaste? Hierop het Jesus geantwoord, 'n man het van Jerusalem afgegaan na Jerigo toe, en hy is deur rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan, en hom half dood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan, en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. Nou kom ons stop vir 'n oomblik hier, want hier is 'n stukkie ironie in Jesus se verhaal. Die weg tussen Jerusalem en Jerigo was 'n baie bekende pad. Dit was 'n baie gevaarlike pad en dit was 'n baie nou pad. Mense het geweet, jy gaan nie alleen op hierdie pad op reis nie, want daar's rowers en bendes wat daar bly in die berge, wat hierdie mense wat alleen reis, oorval en al hulle goed gesteel het. Dit is iets wat gebeur het. Dis soos wat ons op die N4 waarskuwings het, moenie hier aftrek nie, want hierdie is 'n hijacking zone. Wees versigtig as jy by die fonteine sirkel ry, want daar slaan hulle jou vensterstuk in en steel jou selfoon. Net so was hierdie weg tussen Jerusalem en Jerigo bekend daarvoor dat rowers mense oorval het. Maar wat nog meer ironies is in Jesus se antwoord, is hierdie was amper 'n een voetspoor paadjie. Kyk na hierdie foto, dit is 'n klein, dun, smal paadjie wat kronkel tussen hierdie heuwel verby. So as Jesus hierdie storie vertel en sê dat hy die skrifkenner ander kant verbygaan, dan is hy besig om baie sarkasties te wees, want vir hierdie skrifgeleerde om ander kant verby te gaan, beteken eintlik dat hy bo oor hierdie beseerde moet trap. Hy moet feitelik bo oor hom klim om hom te probeer vermy. Dit was 'n baie nou paadjie waar hierdie mense heen reis tussen Jerusalem en Jerigo. Of Jerigo en Jerusalem, dan kom daar 'n tweede een verby. En net so het hulle fiet ook by die plek aangekom, en toe hy hom sien, het hy ook aan die ander kant verbygegaan, feitelik bo oor hom geklim. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde verbind, en olyfolie en wyn daaroor gegiet. Toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit, gee dit vir die herbergier en sê, versorg hom. En wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Wie van hierdie 3 dink jy, prokureur, was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? Hy het hom geantwoord, die een wat ontferming betoon het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en maak jy ook so. Hierdie verhaal is 'n verhaal wat ons harte raak. Hier gebeur 'n klomp goed. En ons moet 'n klomp goed weet. Die Samaritane was nie Israel se gunstelinge nie. Dit was nie die Judeërs se gunstelinge nie. As Jesus hierdie verhaal vertel en hy praat van 'n barmhartige Samaritaan. Die Engels praat van 'n good Samaritan.
Die enigste goeie Samaritaan is 'n dooie Samaritaan. Dis hoe hierdie mense gedink het oor die Samaritane. Hulle was barbare. Hulle was mense wat totaal uitgestoot en verwerp is deur die Jodendom, want hulle was totaal onrein mense. So Jesus is moetswillig, eintlik met die derde persoon wat verbygekom het, kon hy gesê het, en toe kom daar 'n prokureur verby. En hierdie prokureur doen dit en dit en dit. Want dan sou hy vir hierdie prokureur 'n maklike antwoord gee oor wie sy naaste is. Jy is sy naaste, so jy moet hom help. Maar Jesus is baie meer moetswillig as dit. Hy sê, toe kom daar 'n Samaritaan verby. En hierdie Samaritaan doen 'n klomp goed. Aan die een kant vat hy olie en wyn en hy gooi dit oor die man se wonde uit. Olie en wyn is goed wat in die tempel gebruik word om offers mee te bring. Dis goed wat die skrifkenner, die priester en die leviet gebruik om in die tempel hulle werk te doen. Maar hierdie Samaritaan, hierdie vyand van die Judeërs, hier op die rowerspad tussen Jerigo en Jerusalem, is hierdie Samaritaan wat mense hulle nie as hulle naam mee kan uitspreek nie, besig om 'n priester se rol te vertolk deur diensbaar te wees langs die pad. En dan kan ons vir mekaar die klomp goed sê oor hoekom hierdie mense nie stop. 'n Leviet en 'n priester sou waarskynlik nie gestop het nie, want hulle is op pad tempel toe in Jerusalem. Hulle is op pad om te gaan dominee wees in 'n erediens. Hulle moet gaan offers bring. So wanneer hierdie man hier lê en hy is dalk nie dood nie, of hy is dalk beseer en vol bloed, dalk is hy oorlede, en hulle raak aan hierdie liggaam, hierdie lijk, dan is hulle totaal onrein, dan mag hulle nie tempel toe gaan nie, dan kan hulle nie hulle werk gaan doen nie. Dalk het hulle afsprake, dalk moet hulle iemand gaan begrawe en hulle is haastig op pad en hulle weet hulle moet stap soontoe. As hulle nou hiermee gaan tyd mors, gaan hulle nie die Here se werk kan gaan doen. Ek en jy moet baie versigtig wees dat dit wat ons glo, dit wat ons vir onsself en vir mekaar oor God sê, nie dalk die rede is hoekom ons nie bereikbaar kan wees nie, want hierdie mense sou hulle self kon regverdig. Here, ek kon nie stop nie. Ek was op pad om u werk te gaan doen. Dat toe ek gelegitimeer is, en dit beteken toe ek klaar gestudeer is, net voordat ek 'n dominee kon word, was daar altyd die gebruik dat dit in togas gebeur, met mooi deftige aandpakke en dasse. Maar met ons legitimasie het die kuratorium, die NG Kerk se opvoedingsliggaam, vir ons elkeen 'n voorskoot gegee en gaan sê, gaan wees julle nou dominees wat voorskote dra. Dit is 'n totaal nuwe manier om oor God se koninkryk te dink, want in die koninkryk van God is daar nie altyd tyd en plek vir dasse en togas en netjiese haarstyle nie. In die koninkryk vra baie dikwels van my en van jou om 'n voorskoot aan te trek, om ons bokkleed uit te trek en op ons knieë te gaan staan en mense se voete te was. Maar dan is die hartseer saak. Wie se voete moet ons was? Jesus vra dit vir hierdie prokureur. Wie was vir hierdie man 'n naaste? Nog 'n moetswillige manier om hierdie vraag te vra. Want nou kan die prokureur nie eers die Samaritaan se naam uitspreek nie. Hy sê gewoon die een wat medelee betoon het, die een wat barmhartig was. Hy kan nie eens vir hom sê dit was die Samaritaan Jesus. Want hy haat die Samaritane en dis die punt van die storie. Wie is daar in jou lewe? Dat as ek hulle name noem, dan kyk jy aan die ander kant toe. Daardie mense wat jou bloed laat kook nog voor jy eers in hulle teenwoordigheid is. Daardie mense wat jy dalk geleer is om nie van te hou nie. Dalk is dit daai een wat jou regtig seer gemaak het. Daai een wat jou op 'n stadium verneder het. Daai een wat gee dat jy anders na jouself gedink het en oor jouself gekyk het. Anders Jesus se antwoord vir jou baie moetswillig. Daardie een wie se naam jy nie kan uitspreek nie. Dit is jou naaste. Israel, nie daai mense wat so sê lyk en klink en praat en doen soos wat julle sê die wet sê nie. Want dit gaan baie verder as dit. Ons liefde, ons agape, ons dade, die manier wat ons in die wêreld besig is, moet tot daar strek waar ons nie as mense se name kan noem. En dan moet jy vandag vir jouself vra, wie is daar in jou lewe? Wie se naam jy nie eens wil uitspreek nie. Daardie mense
waar as jy by hulle verbystap, jy jou das stywer vasmaak. Jou haartjies mooi netjies maak en met breë bors by hulle verbystap. Want jy is meer werd as hulle, want dit is hoe jy oor jouself en oor hulle dink. Dis vir hulle wat jy daai das moet afhaal. Wat jy die toga moet uittrek, wat jy die voorskoot moet aantrek. Moet sê ek gee nie om of hierdie my gaan laat maak nie. Ek gee nie om of almal nou vir my gaan staar as ek hierdie een help nie. Ek gee nie om nie. Want dit is wat dit vat om 'n disipel van Jesus te wees. As Jesus vir my en vir jou vra, wie dink jy is jou naaste? Mag ek en jy vandag vir 'n oomblik stil staan. Laasweek ry ek en Anja daar by Menlyn Main Times Square en daai nou straatjies met die sirkels verby en toe ons net om die sirkel wil gaan, toe staan daar 'n spierwit Cressida in die middel van die pad. 'n Ou kar en daar's een kar wat probeer om hierdie kar gestoot te kry. En ons besluit vandag stop ons. En ons trek die kar net daar op die sirkel van die pad af. En ek gaan vra, kan ek julle help stoot? En die man sê dit gaan nie help nie, want die bestuurder van hierdie kar kan nie die kar jumpstart nie. Hulle weet nie hoe nie. Maar die kar is ook redelik stikkend. So ek klim agter die stuurwiel in en hulle twee stoot my. Nog voordat hulle begin stoot, begin die mense agter ons opdam en hulle toet vir ons. Want hoe durf ek nou hier in die middel van die pad stop? Hulle kan sien die kar is stikkend. Hulle kan sien 'n vrou en 'n man is besig om hierdie kar te stoot. So duidelik is hier iets aan die gang. Maar mense kan nie eens 2 sekondes wag voordat ek die kar van die pad af kan trek nie. Ek moes in daai oomblik besef om vandag hierdie mense te help, gaan vra dat ek laat kom, dat Anja hulle vir my gaan moet wag en dat ek 'n paar toete moet vat wat ek nie verdien nie. Dis wat hierdie Samaritaan bereid is om te doen. Ongeag wat mense sê, ongeag wat mense dink, ongeag hoe hulle hom gaan hanteer, hy help. En dan help hy baie meer as wat hy moet help. Hy gaan sê tot vir die herbergier, as hy jou enige ander geld kos, ek sal dit kom betaal. Here, maak my vandag stil. Here, maak vandag my oë oop sodat ek die mense rondom my sal raak sien. Here, maak my vandag 'n naaste. Leer my om vandag vir hulle lief te hê soos wat ek myself liefhet. Here, leer my om 'n diensknegt in U koninkryk te wees. In die groot en heilige naam alleen. Amen.